Gemeente van die Here, die klok lui en roep ons uit die geraas van die wêreld na die stilte van God se teenwoordigheid. Laat ons nou in ons harte stil word en ons gedagtes stil maak, sodat ons emosioneel en geestelik voorberei kan wees om te hoor wat dit is wat die Here vir ons wil sê. Vandag steek ons 4 kerse aan as 'n teken van die 4de week van die opstandingstyd. 'n Herinnering dat die lig van Christus steeds helder skyn, dat die graf leeg is en dat hoop, vrede, vreugde en nuwe lewe ons deel sal word. Laat ons met oop harte en 'n dankbare gees vanmôre saam wees. Ons begin terwyl ons so bly sit met die sin van Gesang 247, dat ons tweemaal gaan sing. As ons het klaar gesing het, julle sal hoor in die lied se woorde kom ons sit. Ons sit nederig en ons sing hierdie woord. En dan staan ons vir die voting en die seëngroet van die Here en direk daarna kan ons weer ons plekke inneem. God bevestig in sy woord, dit gaan goed met die mens wat sy hulp van die God van Jakob ontvang. Die mens wie sy hoop gevestig is op die Here, sy God. Geliefdes, gelukkig en bevoorreg is mense wat vir 'n ander in nood omgee, want God sal weer vir hulle in hulle nood omgee. Amen.
moet ons lewens as lewende offers aan die Here gee. Gebed is een van die belangrikste offers wat ons aan mekaar kan gee. Die kerk moet vir almal bid. Ons het 'n groot verantwoordelikheid om gereeld vir mekaar te bid. Niemand is vrygespreek van die oproep om voorbidding te doen. In 1 Timoteus 2 vers 1 tot 6 skryf Paulus hieroor en nou kan u saam met my daarin lees. Ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met smeking, voorbidding en danksegging gebid moet word vir alle mense, vir die wat regeer en vir almal wat gesag uitoefen, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in volkome toewyding aan God en in alle eerbaarheid. So is dit goed en aanneemlik vir God, ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Daar is immers net een God, en daar is net een middelaar tussen God en die mens Christus Jesus, wat homself as 'n losprys vir almal gegee het. Dit was op die bestemde tyd die bewys van die bedoeling van God. Terwyl ons so bly sit, kom ons bid saam. Verseker ons dat hy ons vryspreek wanneer ons in sy woord in die Bybel lees. Almal het gesondig en is ver van God af, maar ons word, sonder dat ons dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek, vanweë die verlossing in Jesus Christus. Laat ons nou, terwyl ons so bly sit, in ons hart ons geloof so bely. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterwe en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode,
wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons gaan vanmôre vir die doel van die prediking uit 2 Korintiërs met mekaar saam lees. Hoor vanmôre wanneer ons uit hierdie teks lees ook eintlik die herder met 'n hoofletter se stem wat na elke een van ons toe kom. Hierdie brief is net soos 1 Korintiërs geskryf deur die apostel Paulus. 2 Korintiërs is geskryf in die jaar 55 tot 56 na Christus, ongeveer. En as ons nou dink dat Jesus gesterf het, sy hemelvaart ongeveer in 34 na Christus was, dan besef ons dis enkele jare na die hemelvaart. Hy skryf waarskynlik vanuit Macedonië, nadat hy die goeie nuus van Titus ontvang het oor dat in die gemeente in Korinthe gebeur het. Goeie nuus dat daar vordering in die gemeente is, dat daar groei is, dat hulle kerkwees begin verstaan, maar daar was nog steeds spanning in die gemeente. En die spanning was tussen Paulus en die gemeente. Omdat daar veral in hierdie gemeente mense was wat die predikante wat in daardie gemeente diens gedoen het, 'n rangorde gegee het. Hierdie is 'n beter dominee as daar. Party is vir Paulus, ander is vir Apollos. En nou Paulus, die ouens was, omdat hy soms ook maar langerig gepreek het, weet ons, was nie heeltemal so gewild onder die lidmate. En daar was roering. En dit het Paulus seer gemaak in sy hart, dat gelowige mense oor hierdie goed met mekaar redekaar. Korinthe, die stad Korinthe, was steeds 'n bruisende handelsstad in die Romeinse ryk van daardie tyd. Dit was 'n plek waar mense van verskillende plekke af by mekaar gekom het om hier te wees. Hier waar die handel gefloreer het, hier waar daar geld was en hier waar status baie beteken het. In so 'n stad was aanbevelingsbriewe, openbare aansien en 'n indrukwekkende prestasie wat jy gelewer het, baie belangrik vir die mens. As jy iemand was, moes jy dit kon bewys. Mense het dikwels met briewe van aanbeveling gereis om hulle geloofwaardigheid en hulle invloed in die wêreld te bewys. Dis amper soos daardie curriculum vitae wat gelees word voordat 'n spreker praat. Ons moet nou net eers die aanbevelingsbriewe van hierdie persoon lees om te sien na wie ons gaan luister. Teen hierdie agtergrond kry Paulus se woorde besondere betekenis. Hy vra: het ek, Paulus, aanbevelingsbriewe nodig? Moet ek en my reisgenote onsself eers aan julle van vooraf bewys? En dan antwoord Paulus op 'n baie verrassende manier. Hy sê, eintlik is julle, die gemeentelede, is julle self die brief. Eintlik het my prediking oor die jare op julle harte geskryf. En eintlik moet mense hele lewens lees as 'n aanbevelingsbrief vir die werk wat ek, Paulus, in die gemeente gedoen het. Die gemeente se bestaan en geloof is die bewys van God se werk deur sy bediening. En Paulus gaan verder en hy gebruik die pragtige beeld van die ou en die nuwe verbond. Hy sê die ou verbond is letters wat op 'n kliptafel geskryf is. Julle weet mos, daar by Moses, daar op die berg. Maar die nuwe verbond
is die verbond wat God deur sy Heilige Gees op elkeen van sy kinders se hart skryf. En dit moet sigbaar word in ons woorde en in ons dade elke dag. En daarom spreek hierdie gedeelte vandag ook tot jou en my. In 'n wêreld waar mense hulle waarde aan geld meet, aan prestasies meet, aan CV's meet en erken. Die brief herinner ons daaraan dat God se grootste getuienis nie op papier geskryf is nie, maar op die lewens van die mense wat deur sy woord aangeraak is. Kom ons maak ons Bybels nou oop om uit hierdie brief van Paulus aan die gemeente in Korinthe saam te lees. Ek lees vir ons uit 2 Korintiërs 3 vers 1 tot 6, die 1983 vertaling van hierdie teks. Begin ons weer onsself aanprys? Of het ons miskien, soos party ander mense, aanbevelingsbriewe aan julle of van julle nodig? Julle self ons aanbevelingsbrief, geskryf op ons harte vir almal om te lees en te verstaan. Dit is toch duidelik dat julle 'n brief van Christus is, deur ons diens geskrywe, nie met ink nie, maar met die Gees van die lewende God, nie op klip nie, maar op die harte van mense. Ons sê dit omdat ons deur Christus ten volle op God vertrou. Uit onsself is ons nie in staat om iets te bedink asof dit uit onsself kom nie. Ons bekwaamheid kom van God, wat ons bekwaam gemaak het om bedienaars van 'n nuwe verbond te wees. Nie van die letter nie, maar van die Gees. Die letter maak dood, die Gees maak lewe. Lees rustig so ver uit hierdie brief van Paulus. Hoe sal ek en jy nou kan bewys dat ons echt gelowig is? Hoe sal ek en jy kan bewys dat ons betroubaar is? Hoe sal ons kan bewys dat ons goed genoeg is? In ons tyd sal mense sê, wys vir my jou sertifikate, jou diplomas, jou grade, jou verwysings en jou aanbevelingsbriewe. Wanneer jy werk soek, vra hulle jou CV. En wanneer jy aansoek doen vir 'n posisie, wil mense weet wat jou kwalifikasies is. En wanneer iemand onbekend is, vra ons, wie stuur jou? Hoekom het jy aansoek gedoen? Wie staan agter jou? Wie kan getuig dat hierdie persoon wat hierdie CV bring, is wat hierdie CV sê hierdie persoon is? Dit is nie 'n moderne verskynsel nie. In die stad Korinthe, in Paulus se tyd, was dit ook so. Korinthe was 'n stad van geld, van aansien, van status, van vertoon. Dit was 'n plek waar mense mekaar maklik gemeet het aan hulle voorkoms, aan die vermoë en hulle invloed. In so 'n wêreld was aanbevelingsbriewe baie belangrik. As iemand gekom het met 'n brief van 'n bekende leier of 'n invloedryke groep mense, het mense na daardie persoon geluister. As iemand goed kon praat en selfversekerd kon optree, het mense beïndruk geluister. Teen hierdie agtergrond moes Paulus baie kritiek verduur. Daar was mense wat 2 klagtes teen hom ingebring het. Eerstens het hulle gesê, jy praat te veel oor jouself. En ons weet wat die rede is waarom Paulus so baie oor homself moes praat, want hy moes om die hele tyd self verdedig. In die kerk, waar hy gehelp het om gemeentes te stig en gemeentes te laat groei. Tweedens het hy gesê, Paulus het geen aanbevelingsbrief nie, want die dokumente wat hy nodig het, is op 'n ander gesag. Dis kom van die Heilige Gees. Dit staan op die harte en die lewens van die mense vir wie hy gepreek het en vir wie hy bedien het, geskryf is. Dit klink tog bevend.
Vandag nog word mense maklik beoordeel op grond van hulle profiel, hulle titel of hulle aansien. Maar Paulus antwoord op 'n manier wat niemand verwag nie. Hy sê, julle is my brief. Hy wys nie 'n dokument nie. Hy haal nie sertifikate uit nie. Hy wys na die mense in die gemeente self. Ek onthou hoe ek baie in gemeente sit en reg deur die kerk deur my werk in die sentrum vir gemeentelike bediening ook werk met beroepsproses. En dan wil die gemeente altyd daardie dominees wat as kandidaate uitstaan, nooi vir 'n, kom ons sê nou maar 'n proefpreek in die gemeente. Sodat hulle daarop kan sien of daardie dominee of hy of sy kan preek voordat hulle 'n beroep uitbring. En dan sê ek altyd vir hulle, ek dink dis 'n dominee. Dis maklik om een goeie preek te kan preek. Wat nog belangriker is, gaan na daardie dominee wat julle beroep se gemeente toe. Gaan beweeg tussen die mense van daardie dominee se gemeente. Kyk na die geloofsbriewe wat op die lidmate geskryf is tussen die verhouding tussen die dominee en die gemeente. Want die gemeente waar die dominee is eintlik die geloofsbriewe. Die aanbevelingsbriewe vir die pad vorentoe. As ons eerlik is, moes Paulus eintlik geen verdere bewys nodig gehad het nie. Sy hele lewe na sy bekering was reeds 'n getuienis. Paulus was die vervolger van die Christelike kerk. Paulus het Christene opgespoor, vervolg en laat arresteer. Maar op die pad na Damaskus toe, het God deur sy gees in Paulus se lewe ingetree en het daar 'n bekering plaasgevind. En Paulus het daar omgedraai en opgestaan, radikaal anders geleef. Sy hele lewe aan Christus en die kerk van die Here gewy. Die man wat wou vernietig, het begin bou. Die man wat wou stil maak, het nou begin verkondig. Die vyand van die kerk word die dienaar van Christus. Dit is 'n ware aanbevelingsbrief. Van daardie dag af reis Paulus oor land en oor see. Hy verkondig die evangelie in dorpe, in stede en op plase. Hy plant gemeentes. Hy dien die bediening en mense. Hy ly vervolging as gevolg daarvan. Hy word gestenig. Daar is gevangenskap. Daar is honger. Daar is siekte. Daar is slange. Daar is skepe wat sink. Daar is verwerping. Hy dra littekens aan sy liggaam en smart in sy hart as aanbevelingsbrief. Waarom sou iemand so leef as hy vals is? Waarom sou iemand soveel opoffer as hy nie werklik in diens van God staan nie? Ja, Paulus se littekens was sy graad. Sy trane was sy aanbevelingsbrief. En sy volharding was sy getuienis. Maar Korinthe het maklik na wêreldse dinge gekyk. Hulle het eerder gekyk na mense wat mooi woorde praat, mense met 'n sterk persoonlikheid en met indrukwekkende papier. Hulle het gekyk na uiterlike glans eerder as innerlike waarheid. En daarom herinner Paulus hulle aan iets baie belangrik. Hy sê nie net nie, hy sê julle is my brief. Julle is Christus se brief. Hoor ek en jy dit vanmôre? Ek en jy is in hierdie stikkende wêreld Christus se brief. Amen. Dit is die hart van hierdie teks. Gelowiges in Christus is die brief aan die wêreld. Die brief dra immers 'n boodskap vanaf die sender. As Christus die sender is, dan moet ek en jy in ons woorde en in ons dade
iets van Christus oordra. Die vraag is dus, wat is die boodskap in die brief wat ek in my woorde en dade aan die mense rondom my uitdra? Lees hulle iets van liefde of liefdeloosheid? Lees hulle iets van vrede of van twis? Lees hulle iets van nederigheid of oormatige trots? Lees hulle iets van vergifnis of eerder verbitterdheid? Lees hulle my woorde en my dade iets van hoop of wanhoop? Lees hulle van Jesus of lees hulle van my menskies? Vir die gemeente in Korinthe was dit 'n ernstige vraag. Hierdie gemeente was immers vol spanning en vol verdeeldheid. Daar was jaloesie, strydery, partyskap. Mense het hulle self aan verskillende leiers verbind. Sommige het gesê, ek behoort aan Paulus, ander, ek behoort aan Apollos. Nog ander, ek behoort aan myself. Hoe kon die wêreld met sulke opmerkings lees as die briewe so geskeur is? Paulus gaan verder en sê dat hierdie brief nie net met ink geskryf word nie, maar met die gees van die lewende God. Nie op kliptafels nie, maar op my hart. Daarmee wys hy dat die Christelike geloof nie net bestaan uit uiterlike voorkoms nie, nie net bestaan uit blote nakom van reëls, tradisies en godsdienstige gewoontes nie. Geloof gaan oor 'n hartsverandering. Harte wat verander sodat die wil van God vir my belangriker is enigiets anders. Die wêreld het reeds genoeg mense gesien wat godsdienstig lyk, maar wie se hart boos en vol van hulle self is. Genoeg gesien van mense wat mooi dinge praat, maar anders leef. Genoeg van mense wat die regte woorde ken, maar die verkeerde voorbeeld uitleef. Wanneer die Heilige Gees in ons harte skryf, gebeur daar iets nuuts met ons lewe. Ons hardheid word sag. Selfsug word diensbaar verander. Bitterheid word vergifnis. Angs word ware vrede. Hoogmoed word nederigheid. Dan begin Christus se handskrif duidelik word op ons lewe. Gemeente, dit bring hierdie teks baie naby aan my en aan jou. Ons lewe in 'n wêreld tussen mense wat nie meer Bybel lees, wat nie meer kerk toe kom, wat nie meer na 'n preek luister of die verkondiging van die woord van die Here. Ek en jy bly die enigste brief oor vir Christus in hierdie stukke wêreld. Ek kan dalk nie vir iemand 'n Bybel in die hand stop nie, want dalk kan ek hom daardeur wegdoen. Maar ek kan op so 'n manier teenoor daardie persoon optree dat hulle Christus raak sien. Ons kinders lees ons as 'n brief van Christus. Wat lees ons kinders as hulle ons lees? Ons kleinkinders lees ons. Ons bure lees ons. Ja, ons kollegas by die werk lees ons. Die kassier in die winkel lees ons brief. Die mense wat jou op straat groet, lees jou as 'n brief van Christus. Wat lees hulle?
Wat lees hulle veral as dinge skeefloop in jou lewe? Wanneer jy gekritiseer word, wanneer iemand jou seer gemaak het, wanneer dinge vir jou verlies geword het, wanneer jy nood ervaar, wanneer jou geld opgeraak het, wat lees hulle dan van jou, van Christus? Maklik in die goeie dae, veral ook in die nood. Soos Paulus, wat 'n man is wat vervolging geken het en so aan. Ons dink soms dat ons getuienis lê in groot woorde. Ons moet op straathoeke gaan staan en ons moet die evangelie skree en preek. Dit lê in klein dinge. Dit lê in vriendelikheid. Dit lê nie in konfrontasie nie, maar in uitnodig. Lê in geduld. Lê in getrouheid in moeilike tye. Vergifnis wanneer jy te nagekom is. Dit is die sin van Christus se brief. Paulus sluit af deur te sê dat ons bekwaamheid van God kom. Want het julle soos ek begin benoud voel, en begin besef hierdie is eintlik bo my vuurmaak. Dat ek as mens eintlik maar tekort skiet. Paulus sê, ons bekwaamheid lê in Christus. Hoe troostryk is dit nie? Ons hoef nie onsself te bewys nie. Ons hoef nie almal te beïndruk nie. Ons hoef nie ons eie naam groot te maak nie. God maak ons bekwaam. God roep ons. God stuur ons. God gebruik elke een van ons. In die ou dae sou dit wees, is my brief gepos. En posbus werk nie meer vandag. Ons gaan kyk na posbusse oralste in die wêreld, as jy in Europa kom, kyk jy na die mooi rooi posbusse en so, sodat jy net kan sien hoe lyk 'n posbus. Maar ons geloofsbrief is amper soos 'n brief wat nie gesend is nie. As ons dit nie leef. Hy's daar in die outbox, maar ons laat hom nie gaan. Miskien voel jy vandag onbekwaam, soos ek. Jy voel dalk jy weet te min, jy bid te swak, jy struikel te veel, jy te min geld of jy dra te veel seeringe. Paulus sê, dis Christus wat op jou hart skryf. Hy gebruik nie net sterk mense nie. Hy gebruik beskikbare mense. Hy gebruik nie net indrukwekkende mense. Hy gebruik gewillige mense. Die wêreld soek nie nog mooie argumente. En nog 'n baie mooie short video wat almal skrik en tot stilstand bring. Die wêreld soek geloofwaardige getuies. Ek het met die Bybelstudiegroep Woensdag gevra. Die laaste sensus in Suid-Afrika het 80% van die inwoners van hierdie land aangetoon dat hulle Christene is. Lyk die briewe wat hierdie Christene skryf soos Christus? As ons kyk na alles wat ons op televisie sien, op ons selfone in die wêreld. Nederigheid is nodig. Laat ons vandag bid dat die Heilige Gees weer op my hart kom skryf. Dat Christus se brief in my woorde en in my dade duidelik en sigbaar sal wees vir my kinders, vir my man, vir my vrou, vir my kleinkinders, vir my familie, vir my vriende, vir my kollegas, vir almal wat op my dag, op my radar kom. Dan wanneer mense ons lees, hulle vir Jesus ontmoet, al het ek nie 'n woord daarvan gesê, want die Gees werk in en deur my. Amen. Ons sing saam terwyl ons bly van 303, hoor die blye tyding.
seuns sing ons Gesang 582, bly by my Heer, terwyl die skemer daal. 'n Lied wat ons baie verkeerd net met begrafnisse sing. Maar hierdie lied praat ook van die skemer soms in ons lewe. Skemer deur ouderdom, skemer deur omstandighede, skemer deur uitdagings, skemer deur beproewing. Bly by my Heer. Geliefdes, geloof is om te bly hoop op die God wat medelee met ons hulpelose mense het. Die God is nou by ons en hy verseker ons dat hy ons sal seën en van alle kante sal beskerm, dat hy ons gebede sal verhoor en aan ons vrede sal gee. Amen.